Nou vriende, ons is dankbaar dat ons weer kan saam wees so rondom die woord van die Here. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het en ons vertrou dat die Here vir ons wysheid sal gee terwyl ons deur Spreuke die 5de hoofstuk werk. Nou dit is 'n redelike 'n sterk boodskap so vroeg in die oggend, maar ek dink dit is nodig dat ons hierdie waarskuwing tydig sal hoor en dat ons ook ons lewens sal inrig om die Here welbehaaglik te wees. Nou ons het gister in ons eerste boodskap gekyk na die ontugtige vrou en waarom Salomo en die Here Jesus en ook Paulus baie praat oor die sonde van die seksuele, die onsedelike, die losbandigheid en al hierdie dinge. Ek het vir u gesê, onthou dat hierdie sondes teen jou eie liggaam, dit bring skade en skande op die naam van die Here, skande op jou gesin, jou vrou, jou kinders, jou getuienis sal skade ly, die seksuele siektes die oordraagbare siektes wat 'n mens kan kry en dis alles dinge wat ons in die woord sien, wat ons waarsku, dat ons in hierdie sonde nie sal verval nie. Daarom is dit baie belangrik, vriende, dat ons daarna sal kyk. En jy moet onthou, die seksuele sonde is nie noodwendig altyd dat iemand nou gaan en hy pleeg hierdie sonde nie. Dit begin alles by die onskuldige. Ons kyk miskien na iets wat ons nie na moet kyk nie. Ons gaan na plekke toe waar ons nie moet gaan nie. Ons bedink goed wat ons nie moet bedink nie. En onthou net een ding, wanneer sonde eers 'n landingsplek in die hart gevind het, dan soek dit uiting op een of ander plek. En daarom vind ons soveel hartseer in ons samelewing, soveel verwyte wanneer hierdie sonde na vore kom en wanneer hierdie geheime lewe na vore kom en mense ontnigter is deur iemand se lewe en hulle sê, hoe kon jy my vir soveel jare bedrieg het? En daarom sien ons ook die hartseer gevolg daarvan, wanneer mense in woede uitbars, daar's moord wat gepleeg word, daar is kinders wat later seksueel ly onder hierdie sonde, omdat ouers hulle vergryp aan die kinders. Ons sien hoe kinders in weeshuise beland. Vriende, sonde gee nooit wat dit beloof nie. Daarom die ernstige waarskuwing van Salomo, van die Here Jesus, van Paulus en al hierdie mense, dat ons moet pas op. Ons is nie sterker as die vyand nie. Ons vlees is swak, daarom het ons nodig, volgens 1 Korintiërs 6, vers 15 tot 20, dat ons sal besef, ons liggame behoort aan die Here, en sy gees woon in ons, en hy is ons in staatsteller, om ook meer as oorwinnaar te wees. Soos beloof gaan ons vanmôre bietjie deur hierdie boek Spreuke werk, of die 5de hoofstuk sê eerder so, en kom ons val gou weg, en dan kyk ons wat staan in Spreuke 5 vers 1 tot 3. My seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou, en jou lippe kennis kan bewaar, want die lippe van 'n vreemde vrou drup heuningstroop en haar verhemelte is gladder as olie, maar op die end is hy bitter, soos wilde als, soos 'n swaard aan weerskante skerp. Nou toe ek dit gelees het, toe besef ek net, dat hier skep Salomo 'n wonderlike beeld van sonde se wanvoorstelling. Vriende, sonde gee nooit wat dit beloof nie. Ek vergelyk dit altyd met 'n groot geskenkpak wat by my huis afgelewer word. Daar's 'n pragtige mooi rooi stryk om hierdie geskenkpak, met mooi geskenkpapier toegedraai en dit word afgelewer by my huis. En ek is ewig gretig en ek maak dit oop en die volgende oomblik spring daar 'n adder uit en hy byt my en sy gif is besig om my hele liggaam te infekteer. En daarom is dit noodsaaklik dat ons sal sien, dis presies hoe Salomo sonde beskryf. Hy sê dat hierdie vrou gee haarself voor as iemand wat met haar lippe vlei en dit is soos heuningstroop en gladder as olie. Maar nou net die volgende vers sê vir ons baie duidelik, dat hierdie heuningstroop is eintlik wilde als en hierdie gladder as olie, proe later vir ons, kom ons gebruik maar die terme soos kasterolie. Wat probeer ek vir u sê? Die oomblik wanneer jy by 'n ander man se vrou ingaan, of 'n vrou by 'n ander man ingaan, luister, die Bybel sê vir ons, jy sal nie gespaar word van smarte nie. Daarom is dit so, die Bybel sê in vers 4, en het u dit gelees? Sy is soos 'n swaard aan weerskante skerp. Die een wat by haar ingaan sal nie ongeskonde daarvan afkom nie. En hierdie waarskuwing weer klink oor die eeue en mense bly val vir dieselfde sonde. Dis asof ons dink ons weet beter, ons is slimmer en ons is daardie geslag wat nie vir hierdie sonde sal val nie. En ons is juist die geslag wat ons self met soveel smarte deurboor. Vers 8 kom Salomo en as u nou deur die gedeelte lees, dan sê Salomo vir sy seun, hou jou weg van haar af en kom nie naby die deur van haar huis nie. Wat probeer hy vir sy seun sê? My seun, moenie vir moeilikheid gaan soek nie. Moenie dink dat jy sterker is as die versoekings wat oor jou pad gaan kom nie. Daarom vermy dit so ver as moontlik.
Dikwels wanneer ek berading doen met mense, dan beveel ek hulle aan om wanneer hulle met 'n bepaalde sonde sukkel, dat hulle eerder moeite sal doen om weg te beweeg, 'n groot draai om daai sonde te loop, in plaas van om naby die loose hok te kom, om naby die versoeking en naby die sonde te kom. Vers 9 sê vir ons dat hierdie vrou is onbarmhartig, sy's ongenaakbaar, sy's harteloos en haar doel is vernietiging. Sy wil die man vernietig, terwyl sy haar eie lewe vernietig, sy getuienis vernietig, en dit wat hy voor gewerk het al die jare vernietig. Hoe dikwels hoor jy mans, is hier by 50, 55, 60, dan kry jy nou hierdie mooi jong poppie in die oog, en hy is so onnosel om te dink dat hierdie jong poppie vir hom lief is en nou val vir hom. Ek wil vir u sê, watter dwaasheid. Later besef hy moet sy pensioen in 2 deel. Dit wat hy jare voor gewerk het, beteken nou niks meer nie. Die haat van familie, vriende, kinders, die vyandskap en dit vir 'n daad van seksuele sonde, hoe dwaas kan ons as mens net nie wees nie. Hoe dikwels kry jy vroue, 50, 55, 60, en nou kyk hierdie jong seun kwansys na haar, en sy's nou ewe skielik so mooi en aantreklik vir hom, en later is dit een hartseer gevolg. Daar wil ek vir u sê, kyk na die Bybel. Sy's onbarmhartig, sy's ongenaakbaar, sy's harteloos. Seksuele sonde, vriende, bied nooit dit wat dit beloof nie. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat die oplossing is, daar is een man vir een vrou. En hoor gou hoe mooi stel Salomo nou die kontras vir ons. Aan die een kant stel hy hierdie vrou, hy sê vir ons baie duidelik, dat sy is bitter, dat haar lewe is 'n tweesnydende swaard, haar voete dal na die dood. Sy steel jou goeie jare. Sy's onbarmhartig en sy bring vernietiging. En nou aan die ander kant, as u nou saam met my lees daarvan na vers 15, dan staan daar, drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Sal jou fontein buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine? Hulle moet vir jou alleen wees en nie verander saam met jou nie. Mag jou fontein geseënd wees en verheug jou oor die vrou van jou jeug, die lieflike wildsbokkie, die aanvallige steenbokkie, laat haar boesem jou altyd vermaak. Mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. Kyk die mooi ander kant. Vriende, wanneer ons met hierdie saak eerbaar voor die Here wandel, dan kom ons agter dat ons eie vrou maar die beste is. Dis geseënd wanneer ons in hierdie een man, een vrou verhouding God verheerlik. Sy verheug jou en sy bly jou verheug soos die jare aangaan. Jy soek nie na ander nie, want jy vind jou blydskap in hierdie vrou. Die Bybel sê sy is soos 'n lieflike wildsbokkie. Jy smag om tyd met haar te spandeer. Haar liefde bedwelm jou, want jy sien, dit gaan nie oor die seksuele en die sensuele nie, maar oor wie die persoon is in haar wese. En daarom groei 'n man en 'n vrou na mekaar toe. Dit gaan nie net oor die intieme nie, dit gaan oor baie meer as dit, waar God die middelpunt is en ons groei na hom toe en ons groei na mekaar toe en ons leer wat ware liefde is. Daarom vers 15, drink water uit jou eie fontein. Ek wil jou vra as man, moenie jou oë laat dwaal nie. Soos hy Job van oud sê, Here, ek wil 'n verbond sluit met my oë dat ek nie na 'n ander vrou sal kyk nie. Onthou net een ding, hierdie vrou is vir jou en vir jou alleen. Jy deel haar nie met ander nie. Dis belangrik dat ons sal sien, jy deel nie jou vrou met 'n ander een nie. So wil jou vrou ook nie jou deel met 'n ander een nie. Die Bybel sê in vers 18, sy moet jou bekoor, jy moet lief wees vir haar. Jy moet werklik moeite doen om haar hoog te ag, om haar te prys, om vir haar te wys, luister, dis net jy en jy alleen vir my. Vers 21 kom Salomo weer en hy sluit hierdie hoofstuk af en hy sê dat ons moet onthou dat die Here ons gange weeg. En dis belangrik, want u sien, nou kom Salomo by die kruks van die saak uit. Hy sê terwyl sonde geweldige hartseer gevolge het, moet ons onthou dat God ons gange weeg. Die Here stel ons lewe op sy weegskaal. En jy sal onthou daar in Daniël 5, lees ons van koning Belsasar, wat hierdie geweldige partytjie gehou het in die dronkenskap en al die sensuele en seksuele en die bose dinge wat gebeur het. En die Bybel sê daar het 'n vinger teen die muur gekom en hierdie man se hele liggaam was aangetast deur die vrees toe hy hierdie vinger teen die muur sien. Daniël kom gee die uitleg vir hom en vers 27 van Daniël 5 sê die Here vir Belsasar, Belsasar, ek het jou op my weegskaal geweeg en jy's te lig bevind. Ek wil by jou pleit dat jy vanmôre dit sal oordink. Moenie dat God jou weeg en jy kom agter jy's te lig bevind. En jy sterwe en jy staan voor God en jy beerwe sy ewige toorn
en die poel van vuur wat die Bybel sê, berei is vir die hoereerders, vir hulle wat seksueel losbandig geleef het nie. Die Bybel sê in vers 22, dat die ongeregtigheid van hierdie persoon vang hom. Dit is vir hom soos 'n gevangenskap waarin hy homself bevind. Sy lewe word gestroop van blydskap en vreugde. As heeltyd 'n swaard wat oor sy kop hang. Waarom? Omdat hy na die vermaaning van die Here nie wou luister nie. Die wysheid van God nie ter harte wil neem nie. Daarom vat ek saam. Onthou, die ontuchtige vrou bring hartseer, bring pyn, bring smart. Dit is belangrik om te sien dat jou vrou, die een is wat die Here jou gegee het, om by vreugde en veiligheid te vind. Om by haar hierdie kosbare genade te kry, om ook jou liefde aan haar te bewys en sy weer op haar beurt aan jou. As jy vrou is vanmôre, wees gewaarsku. Moenie in die seksuele sonde val nie. Dit sal jou hele lewe deurboor met smarte. As jy jonk is, sal dit jou agtervolg tot by jou ou dag. As jy oud is, sal dit jou lewe vernietig en alles wat jy bymekaar gemaak het, sal te vergees wees. Daarom, pas op vir sonde, in besonder die seksuele sonde. Dis Spreuke 5, mag die Here ons genade gee, en mag ons sien die waarskuwing wat tydig na ons kant toe kom. Seën vir u, baie sterkte. Ons sal môre stil staan by hoofstuk 6 en ons gaan begin om 'n sekere van die verse nou vers vir vers te verklaar. Mag die Here ons genade gee. Tada.